Ek is professor Hannes Redlinghuis, baie welkom by die eerste gemeente van Yeshua in Suid-Afrika, Montana gemeente in Pretoria. Ek wil die geleentheid gebruik om bietjie gou te praat oor Paasnaweek en dit wat dit te doen het met ons as Christene of Protestante. Jy gaan ook agterkom in die kort gesprek, gaan ek die naam Yeshua gebruik, wanneer ek die naam Jesus gebruik, dis ook die Hebreëse name, net om met 'n bietjie daaroor ook te gesels. Goed, die vraag is, waar kom Paasnaweek verby en hoekom vier ons dan Jesus of Yeshua sy kruisiging, sy begrafnis en sy opstanding dan oor die Paasnaweek of die Paasfees of Easter weekend soos wat dit bekend staan? Goed, eerstens moet ek een of twee vrae vra. Sê vir my, as u verjaar, is u verjaarsdag elke jaar op dieselfde dag? Byvoorbeeld myself, my verjaarsdag is die 6de Julie. Een jaar is my verjaarsdag op die 6de Julie. En die volgende jaar is my verjaarsdag op die 28ste Julie. Is dit moontlik? Nee, dis altyd dieselfde datum. Nou sê vir my, hoekom as Yeshua gekruisig is Jesus, soos in hierdie jaar op die 14de April, hoekom gaan dit volgende jaar die 28ste Maart wees? Want dit is nie volgende jaar weer die 14de April nie, maar dit is die laaste week van Maart. In die gesprek gaan ek dit vir u gee, die inligting, maar ek wil hê u moet dink daaroor. Dis mos logies dat my verjaarsdag altyd dieselfde tyd plaasvind. Kom ek verduidelik, waar kom Paasnaweek vandaan en hoe word drie verskillende godsdienste saamgetrek in een feestyd of feesnaweek? Wanneer in die tyd van die Israeliete, in die tyd van Egipte, wanneer God of Jahwe ons Elohim vir Moses sê, hy moet vir Farao gaan sê, die volk moet trek, dan wil Farao die volk nie laat trek nie, maar dan laat God of Jahwe ons Elohim sekere dinge plaasvind, soos die pla en alles wat plaasgevind het, en dan die finale aanslag, wanneer die Vader dan vir Moses sê, smeer bloed aan die kostyne, want vanaand gaan die doodsengel deels beweeg, en as dit gevind word dat daar nie bloed aan die kostyne is nie, gaan die oudste van daai seun sterwe. Maar daar's 'n opdrag. Julle Israel moet hierdie dag herdenk as 'n Pasga fees. Pasga, nie Paastyd nie, of Easter weekend nie, Pasga, dis vir die Jode. Dan die Christendom. Ons het waar Yeshua gekruisig is en opgestaan het uit die doderyk uit en dan later die hemelvaart. Dit is vir die Christendom. Dan die Hindus het 'n fees wat hulle noem Easter Feast of the Feast of Easter. Nou in daardie fees van die Hindus of heidene speel daar drie simbole 'n groot rol. Eerstens het ons 2 weke voor Paasfees en 3 weke na Paasfees, dan raak hulle weg. Wat is dit? Dis sjokoladegode. Ons kry in die winkelsentrums, soos Pick n Pay en Checkers en Spar, in die ander winkels kry ons 'n hoendereier, 'n hoenderhaan en 'n haas. Nou hoekom elke jaar dieselfde 3 simbole? En hulle is nogal in verskillende mooi kleure gedekoreer en versier. Hoekom? Dis 3 Hindu gode. Die eier vir die Hindus is the God of life, want hulle sê dat mense het uit die eier uitgekom. Wat was die eier? Dit was die ark van Noag, waaruit die mens voorgekom. So the God of life is die eier. Dan het hulle die haas. Die haas is the God of sexuality. Jy sal sien dat die moffies en die lesbiene gebruik die unisex haas met die hangoortjie as hulle embleem, want dit kom van die Hindus af, the God of sexuality. En dan het ons the God of kyk net terugkom na the sun god toe, wat die hoenderhaan is. Hoekom sit daar op meeste kerke, tradisionele kerke, hoenderhaan op die dak of op die toring? Hy kondig die son aan. Wanneer die eerste ding wat lewe kry op 'n plaas is 'n hoenderhaan. Hy kondig die dagbreek aan. Die son opkoms kondig hy aan. So die hoenderhaan is die simbool vir die songod. Nou wat doen Konstantin 327 na Christus? Hy bring hierdie 3 gelowe bymekaar in een naweek en hy noem dit Paasnaweek. Paasnaweek is veronderstel om vir die Jode Pasga te wees, vir die Christene die begrafnis, Goeie Vrydag en Goeie Maandag, die opstanding, die kruisiging, sterwe, opstanding, en vir die Hindus dan Easter weekend, the God of fertility, the God of sexuality and the God of everlasting life, die songod. So wat doen Konstantin? Hy bring hierdie 3 in een naweek bymekaar en ons as protestante vier hierdie tydperk saam met die Hindus, sonder dat ons bewus was daarvan.
Dis ingevoer in ons protestante kerke. Nou wil ek vir julle gou lees wat sê 1 Korinte hoofstuk 11 vers 23 en vers 26. Hy sê nadat hy gedank het, dis waar hy die nagmaal bedien. Hy sê nadat hy gedank het, hy die brood geneem en gesê: "Neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Nou wat is sy gedagtenis? Vers 26 het die antwoord: "Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here of Jahwe ons Elohim totdat hy kom." Ons verkondig Yeshua se dood nie een keer 'n jaar wanneer dit Paasfees is nie, maar elke keer wat ons aan die nagmaaltafel gaan sit, verkondig ons die dood van Yeshua of Jesus Christus. Hier staan dit in die Bybel. So Paasnaweek het in werklikheid niks te doen met my geestelikheid nie, die begrafnis, die opstanding en die kruisiging van Yeshua of Jesus nie. Inteendeel is dit 'n Hindoefees. Weet jy wat? Die Katolieke het dit weer reg gekry om die Christendom of die Protestantisme te vang met 'n slap riem. En dit is om Hindoe-Oosterse gode in te voer in ons godsdienst. Ek wil net weet 'n laaste vraag. Sê vir my, hoekom word Paasfees gehou op twee verskillende tye? Einde van Maart, middel van April. Want dit het te doen met die Oosterse godsdienst. Hulle funksioneer in hulle godsdienst die Paasfees wanneer dit volmaan is. En dis hoekom dit 1 jaar in Maart is en 1 jaar in April. Dit werk op die volmaan. Yeshua is nie gekruisig 1 jaar 14 April en die ander jaar 28 Maart nie. So in die vervolg dink hier aan. Dis vir ons uiters belangrik dat ons nie in die leuen lewe nie, maar in die geopenbaarde woord. Omdat u nou na hierdie stemboodskap geluister het, wil ek u inlig om na die hele reeks te gaan kyk of luister op YouTube. Daar's ook die stemgedeelte. Die is onder die tema op watter dag is Jesus gekruisig. Dis 5 gedeeltes van 'n halfuur waar ek met jou begin en bewys dat dis onmoontlik dat Yeshua of Jesus op Goeie Vrydag gekruisig kon gewees het en dan alreeds Sondag opgestaan het. Dis totaal en al onmoontlik, want hy moes 3 dae en 3 nagte in die graf gewees het. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die vissermaak gewees het. So ek gee weer die titel, gaan kyk op YouTube. Ek glo hierdie wat u nou na geluister het, is genoeg om u soos 'n aptydwekker, 'n voorgereg, dat jy gaan lus wees om te gaan kyk werklik na die statistieke, die skrifte en alles wat ek vir u gegee het daarso. Die tema van die reeks is, op watter dag is Jesus gekruisig? En ek gee my webtuiste nommer net hierso vir u. Dit is https://Yahshua. Ek spel dit AAHVAHSHIA.co.za. As jy daai kontak opsit en jy druk hom en hy maak oop, dis by my YouTube boodskappe, dan tik jy net bo in waar die vergrootglasie is, op watter dag is Jesus gekruisig. As hy oopmaak, druk op deel 1. Nou hy 2 kleure, die onderste kleur is gewoonlik rooi en die boonste een is groen, dan druk jy die onderste ene. Dis die video, of as jy nie data het nie, dan luister jy na die groen uit bo. Dit is natuurlik die stemboodskap. Sou jy enigiets meer wil weet, of as jy nie regkom nie, skakel my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Dan kan ek vir u die WhatsApp kontaknommer stuur of die YouTube link stuur en dan kan jy hom net druk en dan gaan jy dadelik deur. Baie dankie en seëninge in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Yahshua. Halleluja. Laat dit so wees.